vanaand se lesing het ons begin kyk na 'n moeilike onderwerp vir baie mense. En ons moet sensitief wees vir wanneer mense gekonfronteer word met moeilike waarhede in hulle lewe. Baie mense het groot geword. Ons gaan nou daarna kyk. Het groot geword met sekere perspektiewe van wat waarheid is. En wanneer dit gekonfronteer word, is dit moeilik vir mense. So die van u wat dalk gisterand hier was, en as jy onthou, ons het gesels oor die Sabbat, die Bybelse Sabbat. En wat die doel van die Sabbat is. Die Sabbat was nooit 'n dag van moets en moenies en die streng reëls en regulasies nie, maar dat God se plan met die Sabbat was nog altyd dat dit 'n verbondsteken moet wees, 'n teken van die verhouding wat God met die mens wil hê. En dat dit gaan oor sy liefde vir ons, en dat hy 'n spesiale dag op sy sit, waarin ons met hom kan verkeer. Bybelse agtergrond van die Sabbat is nie wat die Fariseërs in Jesus se tyd uiteindelik daarvan gemaak het, met hulle 608 of 612 reëls oor hoe die Sabbat gehou moet word nie. Dit was nooit die motief wat God gehad het in hierdie dag. Dit was 'n dag van, ons het gesien, geseën en geheilig. Dit was 'n dag van vreugde, van geluk. Dit is waar seën vandaan kom, en hy het dit geheilig. Hy het dit op sy gesit vir iets spesifieks, en daar iets spesifieks is om as 'n getuienis te dien van ons verhouding met hom. Ons het ook gesien dat die Sabbat is nie ons verhouding met God nie. Die Sabbat is 'n teken van ons verhouding met God. Soos wat 'n huweliksertifikaat is, die vergelyking wat ek gebruik het, nie ons huwelik is nie. Ek vat nie my huweliksertifikaat op date nights en doen goed vir my huweliksertifikaat nie. Dit is net die teken dat ek wel getroud is. Dit is die bewys dat ek getroud is. En dit is die oorspronklike rol van die Sabbat, is om die teken te wees van ons verhouding met God. Maar jou en my verhouding met God is iets wat op 'n daaglikse basis moet gebeur. Dis iets wat deel van ons lewe moet wees, en nie net iets wat eenmal 'n week moet gebeur nie. Ons gaan vandag 'n bietjie aan met hierdie onderwerp van die Sabbat. En ons weet dat hierdie wêreld lyk in 'n verskriklike toestand. En miskien as almal in hierdie wêreld die Skepper God aanbid het, selfs te midde van sonde, sou hierdie wêreld soos 'n heel ander plek gelyk het. Selfs al was almal in die wêreld sondaars, wat nog steeds foute gemaak het, en mekaar seer gemaak het, en dinge verkeerd gedoen het, maar as almal in die wêreld net 'n behoefte gehad het om God te dien en te aanbid, sou hierdie wêreld baie anders gelyk het. Maar nou is dit wat dit is. 'n plek vol moord en geweld. En al daai lys goed, siektes en geestesgesondheidsuitdagings en allerhande goed waarmee mense elke dag 'n groot stryd het. En die vraag is daar hoop? En ons het al hierdie week en 'n half gesien dat daar verskeie elemente van hoop in die Bybel gegee word. Maar een van daardie elemente is dat daar 'n God is wat sê, kom en rus by my. Kom ek wil jou rus gee. Kom ek wil jou vrede gee. Kom ek wil in verhouding met jou wees. Kom spandeer hierdie tyd by my, weg van al die chaos wat in die wêreld aangaan. Dis waar ons vanaand weer die res van die verhaal optel. Gisteraand het ons bietjie gekyk na die teologie van die Sabbat. Hoekom die Sabbat, hoe het tot stand gekom, wat beteken die Sabbat? Vanaand gaan ons bietjie verder kyk, en ek hoop julle is reg vir 'n geskiedenisles. Ek is lief vir geskiedenis. Iemand anders wat hou van geskiedenis. Ek is lief vir geskiedenis. Ek frustreer partykeer my familie, want ek wil in die museums rondhang, en altyd daar waar die ou goed is. Hulle wil nie altyd daai goed doen nie. So dit is altyd nog so 'n bietjie van 'n kompromie aangaan. So as jy nie vanaand van geskiedenis hou nie, probeer maar net dit verdra wat ons gaan doen. Ons baie geskiedenis in vanaand se lesing. Voor die era waar satelliete rondom die wêreld gedraai het, binne 'n kwessie van 'n paar uur,
van 'n satelliet rondom die wêreld. Nou, voor daardie era was die mens se kennis van wat op hierdie aarde gebeur baie meer beperk. Soveel so dat 'n paar honderd jaar terug was dit ondenkbaar dat jy verby die sig van land kon vaar op 'n skip. Mense, seevaders was bang. Hulle het seker gemaak hulle bly daar waar hulle land kan sien, want net val hulle van die aarde af. En dit was 'n relevante vrees vir baie mense, want dit is wat hulle geken het. Dit was wat daar was, dit was wat hulle self mee kon leer. Hulle het geglo, die aarde is 'n platform in die middel van die heelal. En vandag nog is daar mense wat dit glo, en dis nie deel van ons gesprek vanaand nie. Ek wil by 'n ander punt eintlik uitkom. Hulle was bang dat hulle van die aarde sal afvaar. So laat soos die 15de eeu na Christus nog, het hierdie matrose vir 'n man met die naam Columbus uitgelag. Toe hy vir hulle gesê het, hy gaan om die wêreld vaar. En hulle het gesê, jy is mal in jou kop, dit kan nie gebeur nie, RSG afval, moet dit nie doen nie. Maar dis wat hy gedoen het. Hy wil by Indië uitkom. En uiteindelik het hy die Amerikas ontdek, lang voor hy by Indië sou uitkom. As ons teruggaan so ver as 250 voor Christus, dis nou 2200 jaar terug, was daar mense, sterrekundiges, wyse manne, Griekse filosofe, wat wel gesê het, die aarde is rond. En mense met die name, ek moet nou eers hier op my notas kyk, hulle het verskriklike name, Eratosthenes, ons weet van Galileo en Copernicus, nou 400-500 jaar terug, wat almal gesê dat die aarde is eintlik rond, en mense het dit nie geglo nie. Mense het aan hulle ou oortuigings vasgeklou, wat hulle geleer was, dat dit is hoe die wêreld funksioneer. En wat hierdie mense kom sê, het hulle uitgedaag. En vandag kyk ons, meeste van ons tenminste, terug en ons wil lag vir hierdie mense. Ek dink, julle was mal man, om hierdie goed te dink wat julle gedink het. Maar dit was die werklikheid vir hulle. Dit was hulle realiteit. En nog 'n interessante verhaal is 'n spinnekop. Hoeveel pote het 'n spinnekop? Dis algemene nuus vir ons. Niemand van ons bevraagteken nie as ek 'n spinnekop 8 pote het, of 'n vare spinnekop het 8 pote. Maar 20 eeue terug het mense geglo dat spinnekoppe het 6 pote. So eenvoudig soos dit is so duidelik, jy moet net sy pote tel. Dan kan jy sien uit 8. Maar selfs die Griekse filosoof Aristotel, een van die wysste manne wat in die Griekse filosofie skryf, beskryf 'n spinnekop as 'n insek met 6 pote. Een van hierdie wyse ouens. En niemand bevraagteken die wysheid van die grote Aristotel nie. Almal aanvaar wat hy sê as waarheid. En almal glo dit. En dan kom hierdie bioloog Lamerick, en hy kyk na hierdie spinnekop en hy sien maar, hierdie ding het nie 6 pote nie. Hy het 8 pote. En hy vang nog een, en hy tel sy pote ook. En hy vang nog een, en hy tel, en hy kom sê vir die mense, maar 'n spinnekop is in die eerste plek nie 'n insek nie, en in die tweede plek het hy 8 pote, nie 6 nie. En hy skud die wêreld van biologie. Want kan dit wees dat 'n spinnekop 8 pote het? Is dit moontlik dat daar in die Christen geloof 'n lering is wat wyd geglo word, aanvaar word, gepredik word, geleer word as waarheid, maar wat dalk deur die eeue van generasie tot generasie oorgedra is en maar net aanvaar word as waarheid, terwyl die Bybel eintlik anders leer?
is dit moontlik. Ons gaan kyk vanaand. Soos ons na die Bybelse geskiedenis kyk, vinnig 'n recap doen van wat ons gisteraand gedoen het. Ontdek ons dat God hierdie spesifieke tydperk aanwys. 'n weeklikse afspraak waarin hy in verhouding wil tree. Nie 'n dag van rigide, jy mag en jy mag nie, en God gee beginsels vir daardie dag, reëls vir daardie dag, sodat die dag sy doel kan dien. Nie net omdat God reëls wil gee, omdat reëls is nie. God gee spesifieke aanwysings hoe sy kinders hierdie dag moet hou, sodat die dag sy tot sy vervulling kan kom, waarvoor God dit eintlik gegee het, en dit is verhouding. Ons gaan terug na die skepingsweek. Gisteraand het ons hierdie gelees op die 7de dag. God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag rus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. En ons het tyd spandeer in daai woordjie seën en heilig. Seën, God het die dag as 'n dag, 'n bron van geluk, 'n bron van vreugde verklaar, hy het geheilig. Iets word in die Bybel geheilig, wanneer God se teenwoordigheid in dit inkom, en God sit dit deur sy teenwoordigheid op sy vir iets spesifiek. En hierdie is nog voordat daar sonde in die wêreld kom, gee God al hierdie pragtige verhoudingsdag vir sy kinders. Hy gaan en sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Eintlik, in die Engelse vertalings is daai gedenk beter vertaal, remember. Ons moet dit eintlik vertaal, onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Nou is die vraag, wat is die 7de dag? Wat is die 7de dag? Nou tot onlangs toe nog, kom ons sê die laaste 20 jaar, 15, 20 jaar, tot onlangs toe nog, kon jy enige kalender in enige boekwinkel koop. En op watse dag het daardie kalender begin? Op 'n Sondag, en hy het geëindig op 'n Saterdag. Deesdae kry jy nou kalenders wat begin op 'n Sondag, en mense kla oor dit, want hulle sê dit maklik jy mekaar, want hulle is nie gewoond om 'n kalender so te lees nie. Wat ek bedoel, kalenders begin op 'n Maandag. So 'n kalender het begin op 'n Sondag, en hy het geëindig op 'n Saterdag, en almal het dit so aanvaar. Dat 'n Saterdag dan volgens die kalender wat ons gebruik, die 7de dag is. Hoekom word dit dan nie onthou nie? Hoekom het die mens dit vergeet? As dit selfs in ons kalenders is. Ek sien nou die dag so 'n lys van tale, waar Saterdag, sê die vertaling van Saterdag in al hierdie tale, daar is omtrent 30 of 40 van hulle, vertaal word, Sabbat, Sabbadu, Sabbat, jy weet, dis verskillende variasies van die woord Sabbat, wat Saterdag is in daardie tale. Opvallend nogal is Italiaans, wat Sabbadu is, dis Saterdag in daardie taal. En tog het die mens die Sabbat vergeet. Gewonder dat God gesê het, onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Onthou dit. Nou is dit nie nog moontlik dat die kalender verander het nie. Dis 'n vraag wat baie mense vra, 'n relevante vraag. Nou, ons moet besef hoe werk die kalenders. Geskiedkundig was daar 2 kalenders gewees in die laaste 2000 jaar. Twee prominente kalenders in die westerse wêreld. Ons praat nou nie van die oosterse kalenders en die Chinese kalender. Ons praat van die westerse wêreld, die Europese kalenders, was al 2 gewees. Daar was eerstens daar die Juliaanse kalender, wat net voor Christus se geboorte deur die keiser in plek gesit is, en dit het begin op 'n Sondag, die dag van die son. Dit was 'n heilige dag vir die Romeine gewees, die dag van sonaanbidding. Dit was die dag waarop hulle week begin het, en dit het ook geëindig op 'n Saterdag, die dag van Saturnus. Dit het natuurlik die Jode baie goed gepas, dat die Romeine die kalender so instel, want dit het ook vir hulle die bevestiging gegee dat Saterdag, die 7de dag van die week, Sabbat is. So, hulle was heeltemal tevrede met hierdie kalender. En vir baie eeue, 1500 jaar, dien hierdie kalender die doel van die kalender wat gebruik word. En dan kom daar
'n paus met die naam Paus Gregorius. En hy sê, ons moet die kalender verander. En hy begin speel met die maande en die name van die maande en hy verander hierdie kalender na die Gregoriaanse kalender toe. Dis die kalender wat ons nog vandag gebruik. En dan kom die vraag, maar het die daar nie te mekaar geraak met hierdie kalender nie? Het Saterdag, het die 7de dag nog die 7de dag gebly? En geskiedkundig is dit gelukkig wel opgeteken dat Paus Gregorius het nie veranderings aangebring aan die dae van die week nie. Hy het wel die kalender met 10 dae korter gemaak, die jaar. So wat hy gedoen het is, hy het Vrydag die 5de Oktober het hy 10 dae gespring en daai dag se nuwe datum was die 15de Oktober. En dit was die mees ingrypendste verandering, behalwe dalk vir die name van die maande en die nuwe maandsiklusse wat hy ingestel het. So op geen manier het hy die weeklikse siklus verander met die nuwe kalender nie. Daarom, nêrens in die geskiedenis sien jy dat daar 'n verandering in weeklikse siklus plaasvind nie. Nog steeds, of jy die Juliaanse kalender gebruik het en of jy die Gregoriaanse kalender gebruik het, Sondag is Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag as die laaste dag van die week. Ek is oortuig dat as die weeklikse siklus verander het, tussen Adam en Moses, tussen Moses en Jesus, in die tyd van die apostels, en selfs daarna, sou God vir ons 'n aanduiding in sy woord gegee het, van hierdie verandering. Tot vandag toe is daar geen ernstige teoloog, geen ernstige kerkgeskiedkundige, geen ernstige geskiedkundige, wat die feit uitdaag, dat Saterdag die 7de dag is. Wat wel uitgedaag word, is, wat is die belangrikheid van die 7de dag, nog vir ons. So die feit dat dit die 7de dag is, die feit dat dit die Bybelse Sabbat is, word nie bevraagteken nie. Die vraag is, moet ons die Sabbat onderhou? Dis die eintlike vraag. En geen ernstige, soos ek sê, teoloog, geen ernstige geskiedkundige gaan daai feit bevraagteken nie. Almal aanvaar, Saterdag is die 7de dag, ons dink net nie dit moet meer gevier word as 'n Sabbat nie. Daar moet ons oor gesels. So, kom ons kyk net weer, nog 'n bevestiging. James Robertson, hy was die direkteur van die United States Naval Observatory. Hy skryf, "We have had occasion to investigate the results of the work of specialists in chronology, and we have never had the slightest doubt about the continuity of this weekly cycle. Since long before the Christian era, there has been no change in our calendar in past centuries that has affected in any way the cycle of the week." So hier is 'n sekulêre bron. Die Amerikaanse Naval Observatory, die vloot se sterrewag. En hulle sê, ons het 'n diepte navorsing gedoen, en van voor die Christen-era, van voor Christus se tyd, is daar vir ons geen rede om die siklus van die week te bevraagteken nie. Niks met Christendom te doen nie, niks met geloof te doen nie. Hierdie is 'n sekulêre navorsing wat hierdie persoon doen. Ons weet dat ortodokse Jode vandag nog op 'n Saterdag hulle Sabbat vier. En dat hulle baie ernstig is oor hulle geloof. Meer as 3.500 jaar na die uittog uit Egipte uit, kan jy vandag nog daar in Johannesburg in die Joodse woonbuurt rondry, en jy sal hulle op 'n Saterdag sien met hulle klere aan, op pad sinagoge toe. Ons het gesien dat selfs as die Bybel ons enigste bron van inligting was, as ons nie al hierdie sekulêre en geskiedkundige bronne gehad het nie, so ons nog steeds kon bepaal watter dag die 7de dag is. Wanneer ons die kruisigingsverhaal lees, sien ons die dag van die voorbereiding, die Sabbat wou aanbreek, so het ons gisteraand na gekyk het. Die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het hom gevolg, in die graf gesien, hoe hulle sy liggaam neerlê, en hulle teruggegaan en soos rye in salf berei, en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Nou, wat is hierdie dag waarvan hulle gepraat het? Ons het gisteraand gesien in die nuwe vertaling noem dit
die Vrydag voor die Sabbat wou begin aanbreek. Die nuwe vertaling gebruik 'n ander vers. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Baie duidelik, selfs al het ons net die Bybel gehad, om vir ons te bevestig wat se dag die 7de dag is, dan sou ons dit kon weet. Dit is 'n Saterdag. Die apostels gaan voort met die gewoonte om die Sabbat te onderhou. Hier begin ons in ons geskiedenisles ingaan. So ons vind dit in Israel, ons vind dit in hulle Ou Testamentiese gebruike, ons vind die Sabbat 'n besonderse rol speel in die Ou Testament, en dan kom Jesus, en in Jesus se lewe speel die Sabbat 'n besonderse rol, soos sy gewoonte is, hou hy die Sabbat, hy gaan na die sinagoge toe, hy sterf op 'n voorbereidingsdag, hy rus in die graf op 'n Sabbat, staan op 'n Sondagmôre op, en dan begin die Christelike kerk. En ons vind die heel eerste Christelike kerk in die vorm van die apostels, wat reg deur die bekende wêreld gaan, eers begin daar in die Romeinse Ryk, hulle stig kerke oral waar hulle kom, en dan kom ons kyk wat het hulle gedoen. Hulle het van Perge af verder gegaan, en in Antiochië in Pisidië gekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gaan sit. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan het die heidene versoek, dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. So hier is die ideale geleentheid vir die apostels om te sê, nee, maar ons hoef nie te wag tot volgende Sabbat nie. Môre is eintlik die dag wat julle moet kom om te kom luister na wat ons spreek. Môre is eintlik die opstandingsdag. Môre is die eerste dag van die week. Kom môre kan julle kom luister verder wat ons vandag hier gedoen het, was eintlik net vir die Jode hier in die stad. Julle kan môre kom verder luister. Dis die eintlike dag, maar dis nie wat dit gebeur nie, want ons lees op die volgende Sabbat het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van God te hoor. So Paulus se gewoonte is om op die Sabbat bymekaar te kom vir aanbidding. En wanneer die heidene vir hom sê, ons wil meer leer, gaan jy ons volgende week op hierdie Sabbat weer kom leer, dan sê hy nie, maar kom ons môre nie. Hy sê, is reg, ek sien julle volgende week, op die Sabbat. En dan kry hulle bymekaar en hy leer hulle verder van Jesus. 84 keer in die Nuwe Testament lees ons van Paulus en ons lees van ander Christene wat die Sabbat onderhou. 84 keer word die Sabbat in die Nuwe Testament genoem. Nou die Nuwe Testament in verhouding met die Ou Testament is eintlik maar baie min, hè. Hierdie, as ek nou my Bybel kan gebruik, kom ons gaan na die begin van die Nuwe Testament toe, by Matteus. Dis die Nuwe Testament, dis al wat daar is. Hierdie is die Ou Testament. Hier in hierdie paar bladsye word die Sabbat 84 keer genoem. Elke keer in 'n positiewe lig, elke keer in 'n lig van aanbidding, elke keer in die lig daarvan dat Jesus self, of die disippels, of die apostels, of iemand gaan om te gaan aanbid. Nêrens word dit ooit in 'n negatiewe lig gewys dat hulle sê, die apostels of Jesus sê, hierdie dag is eintlik 'n dag wat nie meer van plan, wat nie meer 'n plek het nie. En dan gebeur iets baie interessants. En dit is dat die Anglikaanse kerk, die teoloog van die Anglikaanse kerk, skryf in een van die amptelike Church of England publikasies die volgende. Take which you will. Either the fathers or the moderns. In ander woorde, of die kerkvaders van ouds, die stigters van Christendom, of die moderne teoloog, die moderne kerk. Take which you will, either the fathers or the moderns, and we shall find no Lord's Day instituted by any apostolic mandate, no Sabbath set on foot by them upon the first day of the week. En hierdie is 'n baie belangrike stelling wat hy maak. Want hierdie Dr. Heylen van die kerk van Engeland, hy's 'n teoloog in die kerk van Engeland gewees. Hy sê dat of jy nou in die antieke Bybelse tyd gaan soek, of in moderne teologie gaan soek, niemand eis dat die apostels die Sabbat verander het nie. Niemand kan dit sê nie. Niemand kan sê dat hulle 'n Sabbat op die eerste dag van die week gehou het nie.
want hulle het nie. Nog ene is Catholic Cardinal James Gibbons, en hy skryf in The Faith of Our Fathers word hy aangehaal, waar hy gesê het, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. So hier's 'n katholieke kardinaal, nou as jy weet hoe werk die katholieke se eklesiastiese, se kerkstruktuur, is 'n kardinaal nogal 'n groot persoon. Dis hulle is net onder die paus. En hy maak die stelling dat nêrens in die Bybel van Genesis tot Openbaring sal jy enige bevestiging kry dat Sondag 'n heilige dag is nie. Daar's 'n ander ene. Archbishop Carrington. Nou, hy doen iets interessants in Canada. En die Toronto Daily Star is 'n koerant wat daaroor berig. En hulle skryf oor hom. Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent local clergy into a huddle today. Dit is nou 'n manier om 'n artikel te begin, hè. Hierdie kerkleier, hierdie aartsbiskop, hy het die predikante van hierdie dorp in 'n repenroer gehad vandag. Hoekom, wat het hy gedoen? He's saying outright that there was nothing to support Sunday being kept holy, Carrington told a church meeting. In this city of straight-laced Protestantism, that tradition, not the Bible, that tradition and not the Bible had made Sunday the day of worship. Nou, Quebec is nie 'n katholieke stad nie. Dis 'n stad wat protestant was vroeër in die eeu. Vandag is dit maar 'n baie sekulêre stad. Maar hierdie aartsbiskop skryf en sê, daar is niks in die Bybel wat Sondag regverdig as 'n heilige dag nie. En die klomp protestante het eintlik maar tradisie wat hulle volg wanneer hulle hierdie dag heilig hou, nie die Bybel nie. En ek kan nogal dink dat hy die klomp protestante omkrap daar in Canada. Daar is geen Bybelse verslag dat Jesus of sy disippels enige ander dag heilig hou, of 'n dag as 'n dag van aanbidding gebruik, of enig iemand anders aansê om dit as 'n dag van aanbidding te gebruik as net die Sabbat nie. So hoe het ons gekom dan by 'n wêreldgeloof, Christendom, wat die Sondag hou as die dag van aanbidding? Hoe het ons daarby gekom? En watter gesag het daai besluit geneem? Dis die vraag wat ons moet vra. En dalk sit jy vandag hierso en jy is jou hele lewe lank wat partykeer as 'n slur gebruik word, maar dit is nie 'n sabbatariër. En jy sê nee, ek hou die Sabbat, maar weet jy hoekom jy dit? Of dalk sit jy hierso en dit is 'n nuwe ontdekking vir jou. En jy sê ek weet nie wat om met hierdie ligting te maak nie. Hoe dit ook al sê, jy moet die vraag afvra, hoekom? As jy sê ek hou die Sabbat, moet jy kan antwoord hoekom. As jy sê nee, ek staan by Sondag, moet jy kan sê hoekom. En jy moet kan verduidelik waar kom daardie twee oortuigings vandaan vir jou. So waar kom die aanbidding op 'n Sondag vandaan? Ek hou nie daarvan om dit Sondag aanbidding te noem nie, want dit laat dit klink of mense die dag aanbid. En dit is nie waar nie. Dit is aanbidding op 'n Sondag wat dit genoem moet word. Nou hierdie het oor 'n baie lang tydperk plaasgevind. En dit het plaasgevind met politieke en sosiale invloede wat hierdie beïnvloed het om uiteindelik te kom waar jy en ek vandag in die Christendom staan. So kom ons begin. Socrates Scholasticus. Nou moet nie verwar word met die Griekse Socrates nie. Hierdie is 'n ander ou, vir die ouens wat goed is in geskiedenis. Hierdie is 'n kerkvader. En hy skryf in omtrent 324 na Christus, so vroeë kerkgeskiedenis. Almost all churches throughout the world celebrated the sacred mysteries, the Lord's Supper,
on the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do so. So in die tyd van 300 na Christus, skryf hierdie kerkvader en hy sê, daar's kerke, baie kerke, miskien oordryf hy 'n bietjie wanneer hy sê all churches, want teen hierdie tyd sal ons sien is daar al baie kerke wat die Sondag op die Sondag aanbid, maar hy skryf dit kerke reg oor die wêreld kom by mekaar op 'n Sabbat om die nagmaal te vier. Maar dat hy bewus is van kerke in Alexandria en in Rome wat dit op 'n ander dag doen. Hulle het opgehou om op die Sabbat by mekaar te kom vir die nagmaal. En hierdie is een van die baie vroeë geskrifte, hierdie Socrates Scholasticus se Ecclesiastical History, wat vir ons baie insig gee in wat gebeur in vroeë Christendom. Hoe lyk die vroeë Christenkerk? Hoe funksioneer die vroeë Christenkerk? Dis een van die vroegste bronne, daar was nog 'n paar waarna ons gaan kyk. Maar hy sê dat daar wel hierdie kerke in Alexandria en Rome, hulle doen dit nie. En dan is daar ander historici wat aanteken dat daar verskeie mensegroepe was, soos die Waldense, die Kelte en verskeie ander mensegroepe, bevolkingsgroepe, wat die Sabbat tot diep in die donker eeue, tot diep in die middeleeue nog onderhou het, voordat hulle uiteindelik onder aanval gekom het daarvoor. So, nog steeds, hoe het ons gekom by Sondag? Nou, kerkgeskiedkundiges begin wys dat die eerste swaai vir Christene van Sabbat na Sondag gebeur vroeg in die draai van die eerste eeu. Die eerste 30 jaar van die eerste eeu. Met ander woorde, hier tussen 100 en 130 na Christus. Nou, wat belangrik is om te noem is, die laaste apostel, die laaste lewende apostel, sterf omtrent 100 na Christus. Johannes, die geliefde disipel. En al die apostels is dood, al die disipels is dood. Die oorspronklike Christelike kerk sterf uit, daar's 'n nuwe generasie. En hulle begin, dis die eerste aangetekende Christene wat na Sondag begin neig. Kom ons kyk hoekom. Dr. Samuel Bakioki in Divine Rest for Human Restlessness skryf, beginning with the first Jewish revolt against Rome. Nou as julle onthou, kom ons gaan terug na Woensdag aand se lesing laasweek. Het ons gesels oor al die Messiasse wat opgespring het, né? Gesê, ons is die Messias. Een van hulle was Bar Kokhba. Bar Kokhba sê, ek is die Messias. Hierdie Romeine is so sleg vir ons gaan nou 'n revolusie teen hulle hou en ons gaan die Romeinse ryk omverwerp. Wat doen die Romeine? Hulle stoot terug, baie aggressief. En waarmee stoot hulle terug? Met die Joodse godsdiens. En hulle verklaar die Joodse godsdiens in die Romeinse ryk as onwettig en vervolgbaar. Ander woorde, wanneer Jode die Sabbat hou, wanneer Jode besnydenis doen, wanneer Jode verskillende van hulle rituele doen, is dit teen die wet. Teen hierdie tyd bestaan die Christenkerk al. Kyk, nou die Christenkerk doen vroeg al afstand van die Joodse rituele, soos byvoorbeeld besnydenis. Hulle het die oortuiging gelei deur die Heilige Gees dat dit is die teken van die ou verbond. En die doop is die teken van die nuwe verbond. Maar nergens het hulle die oortuiging dat hulle moet afstand doen van die Sabbat. En hier word hulle gekonfronteer met die feit dat die onderhouding van die Sabbat onwettig is. Nie omdat die Christene te nagekom wil word op hierdie stadium nie, maar omdat die Romeine die Joodse volk wil onderdruk. So hy skryf, beginning with the first Jewish revolt against Rome, various repressive measures, military, political, and fiscal, were imposed by the Romans upon the Jews on account of the resurgent Jewish nationalism, which exploded in violent uprisings. Ander woorde, wat hier gebeur is, die Jode kom in opstand teen die Romeine, en die Romeine sê, wel, nou gaan ons julle slaan waar het seermaak, julle mag nie julle geloof beoefen nie. Maar in daardie geloof van die Jode, is daar ooreenstemmings met die niet gevonde Christengeloof. En een van daardie sterkste ooreenstemmings is dat die vroeë Christene hou die Sabbat. Hadrian at this time prohibited the practice of the Jewish religion throughout the empire,
condemning especially Sabbath observance. En soos wat hierdie vyhandigheid van die Romeine teenoor die Jode toeneem, skep dit ook konflik tussen Christene en Jode. Want baie van hierdie Romeine, baie van die Christene is van Romeinse afkoms. So hulle het die gemengde gevoel. In die eerste plek wil hulle niks met die Jode te doen hê nie, godsdienstig gewys, en in die tweede plek wil hulle niks met die Jode te doen nie, polities gewys, en so kry jy hierdie konflik tussen Jode en Christene, terwyl die Jode ook onderdruk word deur die Romeinse Ryk. En ons 'n sterk anti-Joodse sentiment in die Romeinse Ryk. En die Christene begin al hoe meer sensitief word om nie geassosieer te word met Jode nie. Hulle probeer so ver as moontlik wegstaan van Jode af. Hulle probeer so ver as moontlik wys, ons is nie net nog 'n Joodse sekte nie. Ons val nie onder die Joodse geloof nie. Ons is 'n heel nuwe geloof, sodat die Romeine hulle nie moet onderdruk nie of vervolg nie. Impressive indications suggest that Sunday observance was introduced at this time, along with Easter Sunday, as an attempt to clarify to the Roman authorities the distinction between Christianity and Judaism. En dit is in hierdie konflik wat die Jode met die Romeine het, waar die Romeine die Sabbat onwettig verklaar, laat die Christene vir die eerste keer vorendag kom en sê, maar ons moet 'n ander plan maak. Ons moet seker maak, ons word nie geassosieer met die Jode nie. En hulle gaan hierdie kompromie aan. Nou, dis belangrik om te weet, ons het nou gelees dat die kerk in Rome was een van die eerste kerke wat wegbeweeg het van Sabbatonderhouding af. Hoekom? Paulus skryf aan hulle honderde jare voordat die geskiedkundige oor hulle skryf, want aan julle heidene sê ek. Met ander woorde, dit is nie 'n skeldtaal wanneer hy hulle heidene noem. Hy sê net julle is Christene wat nie uit die Joodse geloof uitkom nie. Die meeste Christene in die Romeinse kerk kom uit die heidendom uit. En hierdie Christene het so pas uit die heidense geloof uit oorgeskakel na die Christendom toe. En hulle is nie so gevestig in die Sabbat soos wat die Joodse Christene is nie. En wanneer hulle hierdie teenkanting kry van die Romeinse Ryk af, is dit baie maklik om daardie kompromie aan te gaan en te sê, maar ons kan onsself distansieer van alles wat Joods is. Ons moet net die Sondag kies en vir die Romeine wys dat ons op hierdie dag aanbid. Hoekom Sondag? Kom kies hulle nie enige ander dag om daai stelling te maak nie. Want die heidene in die Romeinse Ryk het vir eeue lank die son aanbid op 'n Sondag. So dit maak vir hulle sin. Die Romeinse keisers word songode genoem. Hierdie dag is 'n heilige dag vir die heidene in die Romeinse Ryk. En die Christene, die kerk sien 'n voordeel daaraan om hierdie kompromie aan te gaan met die heidene en te sê, maar weet jy wat, in plaas van om op die Jode se dag te aanbid, kom ons aanbid op die heidene se dag. En hulle gaan hierdie kompromie aan deur te sê, dit maak tog eintlik nie saak nie, ons weet ons wie ons aanbid. Solank ons net nie geassosieer word met die Jode nie. En ons kan onsself in 'n baie veilige posisie plaas wanneer die Romeinse Ryk na ons kyk en sien, maar hierdie mense doen ook iets godsdienstig op 'n Sondag. Ons lees die volgende uit die apostoliese instellings. Dit is 'n apostoliese stellings wat gemaak is deur die vroeë kerk. Omtrent in 380 na Christus, omtrent in die laat 4de eeu. Nou hier is nou al 'n goeie 350 jaar. 350 jaar van Christendom in. So daar is al 'n paar generasies Christene gekom en gegaan, Christen kerkleiers. En tog lees ons die volgende in apostolic institutions: keep the Sabbath and the Lord's Day festival. Because the former is the memorial of creation and the latter of the resurrection. So hier vind ons die vroeë Christen kerk wat sê, okay, maar ons moet al twee dae.
Ons moet die eerste een hou om die skepping te herdenk, en ons moet die tweede een hou om die opstanding van Christus te herdenk. En dit is 'n ideale kompromie. Dit klink mos baie mooi. Maar dit is nie Bybels nie. Dis nie wat God sê nie. Dis die kompromie wat aangegaan word om hulle self te beskerm en te beveilig. Die kerk het redelik standvastig, suiwer, getrou gebly aan die oortuiging van hulle geloof, solank as wat die apostels geleef het. Maar met die sterwe van die apostels, die tweede, derde, vierde geslag van Christene, het al hoe meer kompromieë en afvalligheid begin in die wêreld inkom. En onthou, meeste Christene van daardie tyd kan nie lees nie, hulle het nie toegang tot die skrifte nie, hulle glo wat deur die kerkleiers vir hulle geleer word, hulle het nog nie die Bybel so toeganklik soos wat ons het nie. So dit is baie maklik om te sien hoe hierdie afval en kompromie insluit in die kerk in. En ons lees nog 'n kerkgeskiedkundige, Robinson skryf, toward the latter end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form. So toe die tweede eeu verby is, hier na die einde van die tweede eeu toe. Nou die tweede eeu is tussen 100 en 200 na Christus. Dis die tweede eeu. Hy skryf in hierdie tyd toe die tweede eeu tot sy einde begin staan, en die meeste van Christene, meeste van die kerke 'n nuwe tipe aanbidding begin doen. Hy sê, the first simplicity disappeared as the old disciples retired to their grave. Die kerk begin 'n gedaanteverwisseling deurgaan, soos wat die apostels uitgesterf het en allerhande nuwe idees. En soos ons nou gesien het, waar kom dit vandaan? Dit kom uit vrees vir die Romeine uit. Nog 'n kerkgeskiedkundige, Killen, skryf, in the interval between the days of the apostles and the conversion of Constantine. So Constantijn is hierso in die 4de eeu, tussen 300 en 400 na Christus. Daar's Constantijn se heerskappy in Rome, en hy sê, in die tyd tussen die apostels, in ander woorde die 1ste eeu, en Constantijn se tyd, rites and ceremonies of which neither Paul nor Peter ever heard crept silently into use and then claimed the ranks of divine institutions. So in daai 200 jaar, 150, 180 jaar na die apostels almal uitgesterf het, kruip hier allerhande dinge in die kerk in. En in die tyd wat Constantijn sy sogenaamde bekeringservaring het, ons kan baie daaroor praat, ons gaan nie oor dit gesels of hy werklik bekeerd was of nie, maar in die tyd wat hy homself bekendstel as 'n Christen, lyk die Christenkerk lankal nie meer soos dit gelyk het in die tyd van die apostels nie. Allerhande gewoontes en tradisies het al teen daai tyd posgevat in die Christenkerk. En hierdie kompromie, hierdie gekompromiseerde Christendom is wat Constantijn vind wanneer hy 'n Christen word. En hy besluit, ons moet seker maak dat hierdie Sondag deur almal in die Romeinse Ryk nou gehou word. Nou, kyk nou die ironie. 300 jaar tevore word die Sabbatonderhouding as onwettig verklaar. Almal wat Sabbat onderhou, 200 jaar tevore, nie eers 300 nie. Almal wat Sabbat onderhou, moet gestraf word, die Jode. 200 jaar later kom Constantijn op die toneel, hy is die nuwe Romeinse leier, en selfs in die tyd wat hy eintlik nog 'n heiden is, dis in daai oorgangsperiode waar hy Christendom begin ontdek, skryf hy, on the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest, and let all workshops be closed. In the country, however, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits. Ander woorde, hier wettig hy, of bring hy 'n wet uit wat sê, almal moet Sondag hou deur daarop te rus. Die hele ryk, net die boere word vrygestel. 200 jaar tevore is dit in dieselfde Romeinse Ryk wat Sabbat onderhouding onwettig verklaar.
200 jaar later is dieselfde Romeinse ryk, hierdie keer onder 'n nuwe keiser, wat sê, nou moet almal Sondag hou. Daar's 'n baie progressiewe ontwikkeling van hoe ons gekom het, om uiteindelik 'n Sondag Christendom te wees. Dit word afgeforceer op almal in die ryk. Konstantyn word 'n Christen, die dag waarop die Christene aanbid op Sondag pas hom goed, hy het nie 'n uitdaging daarmee nie, en so begin die geskiedenis. En dan word die kerk van Rome hierdie magtige organisasie. Ons ken dit vandag as die Rooms-Katolieke kerk, die Roomse wêreldwye kerk. Maar, en ons kyk nogal baie krities daarna, veral uit 'n Afrikaner perspektief, ons word groot as protestante, maar in groot dele van die wêreld is die Rooms-Katolieke kerk die kerk. En dis ook hoe dit was in hierdie vroeë Christen geskiedenis. Hier van 5, 6, 7, 800 jaar na Christus, tot omtrent 1500 na Christus, is dit die kerk. Daar is nie 'n NG kerk nie. Daar is nie 'n AGS kerkie, daar is nie 'n Sewende Dag Adventiste kerkie, daar is nie 'n Baptiste kerkie. Alle Christene is deel van die Romeinse kerk. Dit is die Christenkerk. En dit is die kerk wat dan Sondag aanbidding erf by die vroegste Christene. En dit meer begin implementeer in hulle geloofsoortuiging. In die year 325, Sylvester, the Bishop of Rome. Nou hier is interessant, want Eusebius is een van die vroeë kerkvaders. Gaan ook terug hierna, die 4de eeu, 3de, 4de eeu. In the year 325, Sylvester, Bishop of Rome, officially changed the title of the first day, calling it the Lord's Day. Nou, het jy al gehoor dat daar baie keer verwys word na the Lord's Day, die Here se dag? Ons hou Sondag, want is die Here se dag. Hierdie is die eerste keer, Sylvester, die paus van Rome, is die eerste een wat sê, ons noem van nou af Sondag the Lord's Day. Die Bybel, wanneer die Bybel praat, en die Bybel praat net een keer sover ek weet, Werner, Dion, daar keer hom help, van the Lord's Day, dis in Openbaring. Dit verwys nie na Sondag nie. Ten die tyd wat hy skryf, Johannes skryf, is die konsep van Sondag as the Lord's Day onbekend. Sylvester, die paus van Rome, noem Sondag the Lord's Day, die eerste keer. En dan by die raad van Laodicea, ook in die 4de eeu, maak die kerk die volgende wet. Christians shall not Judaeus. Aan die woorde, die Sabbat hou. They should not be idle on a Saturday. They shall work on that day. But the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do no work on that day. Hier kom die kerk en bevestig die wet wat Konstantyn 'n paar dekades tevore gemaak het. En die kerk sê nou, ons bevestig dat Christene nie die Sabbat moet hou nie. Hulle moenie die Joodse gewoontes navolg nie. Hulle moenie op 'n Saterdag lui wees nie. Hulle moet werk. Maar op die Here se dag, the Lord's Day, wat die paus nou net as 'n paar dekades tevore die eerste keer die woord begin gebruik het, dan sal hulle nie werk doen nie. If however they are found Judaism, they shall be shut out from Christ. Die kerk eien homself die reg toe om te sê, wie's gered, wie's nie gered nie. En as iemand gevind word om die Joodse Sabbat te hou, dan kan hy nie gered wees nie, hy word uit Christus uitgesny. So dis vroeë kerkgeskiedenis hier. Hier begin die swaai in die geskiedenis van Christendom kom. En selfs teen die 6de eeu is daar nog steeds Christene wat die Sabbat hou. Want ons vind dat James Ringgold haal Paus Gregory aan
En Paus Gregory sê, as the prophets of the Antichrist, those who maintained that work ought not to be done on the seventh day. In ander woorde, wanneer hy oor hulle praat, hulle wat sê dat daar nie werk op die 7de dag gedoen word nie, wat noem hy hulle? The prophets of the Antichrist. Dis nogal 'n ironiese stelling om te maak. Die ironie kan dalk later vir jou duidelik word, toe kom hy dit sê. So selfs teen die 5de eeu, toe hierdie Paus Gregory, die paus is, sê hy, hierdie klomp Christene wat sê, ons moet nie op die 7de dag werk nie, hulle is profete van die Antichrist. Nou dit is weer eens, wil ek sê, dit is van kardinale belang, dat ons in gedagte hou, dat die Bybel nie vir almal beskikbaar was, soos wat dit nou is nie. Dis ook van besonderse belang, dat ons moet onthou, dat ons voorouers nie noodwendig toegang gehad het, tot al die verstaan en begrippe van die Bybel, soos wat ons het nie. En eendag na die klas het so lees, toe kom vra iemand vir my, jy weet, my ouers was diep gelowig. Jy weet, my ouers het Sondag soos 'n Sabbat gehou. En wat van hulle nou? En ek is so dankbaar dat die God wat ons aanbid, die regverdige en liefdevolle regter is, wat die motiewe van die hart sien. Want dit is wat daardie mense in opregtheid gedoen het. Maar jy en ek vandag, soos wat ons hier sit, het weer toegang tot baie bronne wat vir ons baie inligting kan gee. En wanneer daardie inligting tot ons toe kom, konfronteer dit ons met sekere uitdagings en hoe ons van nou af ons Christendom gaan uitleef. Leerstellings is oorspronklik mondelings oorgedra. Min mense het gelees, min mense het die Bybel, toegang tot die Bybel gehad. Die Bybel was daar in die kerke en in die biblioteke geberre net vir sekere elite om te lees, die wat wel kon lees, en mense het geglo wat hulle geleer is. En eeue verloop van Christendom in hierdie gewoonte. En uiteindelik staan daar 'n klomp manne op, se name Hus, Jerome, Calvin, Luther, en hulle sê die Bybel en die Bybel alleen is die enigste riglyn van ons geloof. En ons verwerp dit wat die kerk leer, wanneer dit tradisie is. En dan sal nou baie mense sê, ja, maar Calvin en Luther het nie die Sabbat gehou nie. Dit het nie een generasie gevat vir daardie ontwikkeling om van Sabbat na Sondag te gaan nie. Dit sou nie een generasie protestante en hervormers vat om dit weer terug te skakel nie. Ontwikkeling in geloof vat tyd. Enige leerstelling, of dit vals of waar is, vat tyd om sy plek weer te vind. Maar hierdie manne lê die fondasie vir die Christendom, vir protestantisme in Christendom, om te sê, ons wil terugkom hiernatoe. Ons wil terugkom na wat hierdie boek leer, nie wat die kerk ons leer nie. Die kerk in 1905, die Rooms-Katholieke kerk, maak die volgende stelling. For over 1000 years before, for over 1000 years before the existence of a Protestant. Onthou die Rooms-Katholieke kerk staan in konflik met protestantisme. Sy sê, voordat daar nog 'n protestant bestaan het, 1000 jaar lank voor daar 'n protestant was, by virtue of her divine mission, the church changed the day from Saturday to Sunday by virtue of her divine mission. Hier is die bevestiging, published by the Catholic Mirror, 'n artikel wat genoem is The Christian Sabbath. Nog een, 'n Catholic record. Sunday is founded not on scripture but tradition, and is distinctly a Catholic institution. Wat die Katholieke kerk eintlik sê is, julle ander wat Sondag hou, wat nie Katholieke is nie, julle mors julle tyd, hierdie is ons dag. Dis 'n Katholieke instelling, nie julle se nie. Dis op ons tradisie gegrond.
Is niks met julle te doen nie. Converts Catechism. The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Which day is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Dis een van die katekismes van die Rooms-Katholieke Kerk. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. En God het geweet dat dit sal gebeur. Want die profesie sê hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander. Maar hy kan dit nie regkry nie. En watter deel van God se wet hanteer tyd? Wanneer hy sal tye en wette verander, watter deel van God se wet bevat tyd? Die Sabbatdag. 6 dae moet jy arbei, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En hierdie Rooms-Katholieke Kerk, en ek wil sommer hierso sê, wanneer ons praat oor die Rooms-Katholieke Kerk, moet ons besef dat daar besonderse, opregte Christene in elke denominasie is in hierdie wêreld. Dat daar mense in die Rooms-Katholieke Kerk is wat opreg hulle God dien en aanbid, dalk meer opreg is wat ek is. Ons moet dit besef dat dit nie mense is wat sleg is nie. Dat dit nie mense is wat verkeerd is nie, maar dat dit 'n instelling is. Die Katholieke Kerk skryf die volgende in Catholic Encyclopedia. The Catholic Church, after changing the day of rest from Saturday, the 7th day of the week, to Sunday, the first day, caused the third commandment to refer to Sunday as the day to be kept as the Lord's Day. So dis in die encyclopedia. Nou wat se gebod is die gebod wat handel met die Sabbat? Dis die 4de gebod. Ewe skielik in die Catholic Encyclopedia lyk dit anders. So die Katholieke Kerk het 'n groot uitdaging met die gebod wat sê, they shall not make unto thee any graven image. Jy mag nie vir jou afgod maak en voor dit aanbid nie, want 'n groot deel van Rooms-Katholieke aanbidding het te doen met beelde en die buig voor die beelde van Moeder Maria en verskeie ander apostels en kerkvaders. En hulle probeer wegdoen in hierdie encyclopedia van hulle met daardie gebod. So hulle haal hom uit. Heeltemal. Maar nou het net 9 gebooie. So, die 2de gebod word, jy mag die naam van die Here jou God nie heilig gewyk nie. Die 3de een, remember the Sabbath day to keep it holy. En dan om 10 gebooie te maak, split hulle die onderste, die laaste ene. Wat is ek nou? Die 10de gebod, wat sê jy mag nie begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Dit is 10 gebooie. En dit was vir hulle maklik. En alhoewel Rooms-Katholieke dieselfde Bybel lees as ons tot 'n groot mate, party van hulle hou van die Bybel wat die apokriewe boeke in het, maar tot 'n groot mate lees hulle dieselfde Bybel as ons, is hierdie in hulle amptelike kerkdokumente, soos ek sê, the Catholic Encyclopedia, so saamgevat. En nou kan jy jou waarskynlik vra, hoe kan hierdie kerk, hoe kan 'n kerk so openlik erken dat hulle een van God se gebooie verander het? Hoe kan hulle openlik staan en sê dit was ons, maar en vir ons as protestantse gelowiges is dit waansinnig, want ons word groot dat hierdie is die fondasie van ons geloof. Maar vir Rooms-Katholieke Christene is dit nie so groot uitdaging om dit te erken nie. Want die Katolieke Kerk se benadering tot tradisie en die Bybel is soos volg. By die Raad van Trente, tradition, not scripture, is the rock on which the Church of Jesus Christ is built. En wanneer jy daardie geloofsuitkyk het, wanneer jy daardie geloofsbeskouing het, dan is dit baie maklik om wat se tradisie die kerk eintlik voorhou te volg, want jy aanvaar die kerk word deur God gelei om wat se tradisies hulle ook al bekend te stel. Die Bybel is nie die finale gesag nie, die kerk is die finale gesag. Like two sacred rivers flowing from paradise,
the Bible and divine tradition contain the word of God. Protestante sê, nee, tradisie bevat nie die woord van God nie. Die Bybel is die woord van God, die Bybel en die Bybel alleen. Maar volgens Rooms-Katholicisme en Catholic belief, is dit die Bybel en tradisie. Though these two divine streams are of equal sacredness, still of the two, tradition is to us clearer and safer. So tradisie is die veiliger een om na te volg. Wanneer ons gekonfronteer word met die Bybel en tradisie, en ons is onseker oor watter een om te volg, dan is tradisie die makliker een om te volg, die beter een om te volg. Een van die belangrikste verskille tussen protestantisme en katholicisme gedurende die vroeë dae van die hervorming is, wat is die gesag van die kerk? Wat is die gesag van tradisie in die kerk? Martin Luther daag tradisie uit. Hy sê, hierdie tradisies van die kerk, wat julle as goddelik beskou, dit is nie wat dit is nie, dit is teen die Bybel, en die kerk sê, maar die tradisies wat ons het, is net so deur God geïnspireer as wat die Bybel is, want hy het die kerk gelei om die tradisies te ontwikkel, en daar is hierdie konflik tussen die hervormers en die katholieke, en hierdie raad van Trente word by mekaar geroep, sodat die katholieke kerk se posisie oor tradisie bepaal kan word. Is Martin Luther reg, of is ons reg? En dan sê hulle, finally, of die theoloog skryf, finally at the last opening on the 18th day of January, by die raad van Trente, all hesitation was set aside. The Archbishop of Reggio made a speech, in which he openly declared that tradition stood above Scripture. The authority of the Church should therefore not be bound to the authority of Scripture. Hoekom nie? Because the Church had changed the Sabbath into Sunday. Not by command of Christ, but by its own authority. So wanneer die Romeinse kerk gekonfronteer word met protestantisme, en die protestante soos Martin Luther spring op en sê, nee, julle ouens, julle moenie hierdie tradisies navolg, julle moet net die Bybel navolg, en die kerk begin ondersoek en stel oor hulle tradisies, dan kom hulle tot die gevolgtrekking, juis omdat ons Sondag as een van ons tradisies hou, het ons die gesag om op tradisie te staan. En eintlik gebruik hierdie Archbishop Reggio, as ons verder lees in hierdie verhaal van hierdie raad van Trente, gebruik hy juis hierdie argument om vir Martin Luther te sê, julle is nie regtig protestante nie, want julle hou ook die Sondag, en dis ons dag. So julle protesteer nie eintlik teen tradisies nie. En dit sou eeue vat, voordat daar in die Christendom 'n herlewing plaasgevind het, om hierdie leerstelling weer te begin navolg. Die Christendom vandag, die oorgrote meerderheid van Christene, aanbid op 'n Sondag, as gevolg van kompromie, praktiese oorwegings in vroeë Christenkerk, misverstande wat plaasgevind het, en tradisie. Maar is dit genoeg? Is dit genoeg om te sê, dit is wat die Christenkerk nog deur al die eeue doen, en daarom is ek tevrede daarmee? Jesus gesels oor iets anders, 'n ander onderwerp, met die Fariseërs, die skrifgeleerdes. Maar die beginsel bly dieselfde. En hy sê vir hulle, waarom oortree julle die gebod van God, terwille van julle oorlewing? Hoekom oortree julle dit wat God as 'n gebod gegee het, om julle eie tradisies te bly handhaaf? Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Jy sien, die vraag is nie wat se dag is reg en wat se dag is verkeerd nie.
Dis 'n irrelevante vraag. Die vraag is, wie volg ek? Wie is die een wat my lewe se rigting bepaal? Is dit Jesus Christus en sy woord? Of is dit die tradisies waarin ek groot geword het? En wat my voorouers geglo het en dalk baie opreg geglo het. Mense wat lief was vir die Here. Wie volg ek? Dis 'n vraag van wie is die meester in my lewe? Jesus sê hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeefs vereer julle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Hy sê julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou, so julle tradisies te onderhou. Hoe lyk liefde vir God? Want jy sien, dit is maklik om te sê, ek is lief vir Jesus. Liefde kom te voorskyn in aksie. Liefde is 'n keuse. 'n Keuse om op 'n sekere manier op te tree. Selfs wanneer daai optrede moeilik is. Selfs wanneer daai optrede opoffering vereis. Liefde is wat ek doen, nie net wat ek voel en sê nie. En God sê, dit is liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Dis hoe liefde lyk. Is in die bewaring van God se gebooie. Nie omdat God een of ander tiran is wat hierdie lys reëls gegee het en nou net wil pak gee wanneer ons dit nie navolg nie. Omdat God weet wat die beste verhouding met hom sal lyk. Hoe die beste verhouding met hom sal lyk. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. As ons teruggaan na donderdag aand se lesing en ons onthou die kruis. Wat Jesus vir jou en my gedoen het, omdat hy lief is vir ons. Hoeveel te meer het jy en ek nie 'n reaksie op daardie liefde in ons lewe vir hom nie. Hierin is liefde, nie dat ons God lief gehad het nie. Want ons liefde is feilbaar. Selfs wanneer ons liefde gegrond is op die bewaring van sy gebooie, val ons elke dag. Paulus maak 'n mooi stelling in Romeine 10 wanneer hy sê die wet wys ons behoefte aan Christus, ek parafraseer. Die gebooie is nie daar om ons te red, hoe meer ons getrouer ons daarin kan wees, hoe heiliger is ons nie. Die gebooie is juist daar om te wys hoe lyk 'n verhouding met Jesus. En dan vir ons te wys hoe baie ons faal in daardie verhouding met Jesus en hoe nodig ons sy genade het in ons verhouding met hom. Dis die rol van die wet. Dit is nie dat ons hom lief het nie, dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. God se liefde is groter as enigiets wat jy of ek nog ooit beleef het in ons lewe. Daar's niks wat daarmee kan vergelyk. Daar's niemand wat effektief daaroor kan skryf nie. Daar's niemand wat dit kan effektief genoeg preek nie. Daar's geen lied wat God se liefde kan saamvat nie. Dit word in die kruis van Jesus gesien. Dit is wat hy gegee het. Hoe lyk jou en my reaksie wanneer God vir ons sê, kom in verhouding met my. Dit is hoe ek in verhouding met jou wil staan. Is daar hoop in al die chaos? Ek glo so. Selfs binne in die Christendom oor die laaste 2 millenniums was daar baie chaos. Baie misverstande, baie valse begrippe, baie valse leerstellings wat in Christendom gesirkuleer is en oorgedra is, maar daar was altyd hoop, want God het hierdie boek bewaar. God het hierdie boek beskerm. God het seker gemaak dat deur al daai chaos in die geskiedenis
van die Christenkerk, deur al daai konflik, deur daai donker eeue, deur miljoene mense wat hulle lewens verloor het, deur die hervorming en deur die konflik en die chaos wat in hervorming plaasgevind het, en deur al daai dinge het hierdie boek tot stand of bestand gebly teen die chaos. En daar is hoop wanneer ons hierdie ons lewe maak, wanneer ons hierdie ons alles maak. Liewe vriende, en veral die van u wat al baie lank dalk die Sabbat hou, hierdie is waar jou verhouding met God groei. Dit is nie in 'n uur of 2 of 3 wat jy by die kerk spandeer eenmal 'n week nie. Dit is nie om te dink jy hou op 'n Vrydag aand op werk tot Saterdag aand toe nie. Dit is nie jou verhouding met God nie. Hierdie is waar hoop en chaos gevind word. Wanneer jy die Jesus van wie hierdie boek praat ontdek en leer ken en persoonlik mee betrokke raak. Dit is my wens vir elkeen van julle. Dat vanaand se lesing nie net 'n Sabbatslesing sou wees nie, maar dat dit ons sal aanmoedig om ons vertroue en ons geloof te bou, nie op wat ons hoor van 'n preekstoel af nie. Nie op wat ons glo, ons kerk ons leer nie, maar gebaseer op God se woord aan jou. Ons volgende lesing môre aand, nuwe onderwerp, die grootste vyand word oorwin. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u in u groot liefde geweet het dat ons het nog steeds u boodskappe nodig. Ons het nog steeds kommunikasie van u af nodig. Ons het nog steeds nodig om te weet wie die God is wat ons aanbid. En u het u woord gegee, geïnspireer. Manne van ouds gelei en hulle harte geraak om te skryf wat u wil hê hulle moet skryf, sodat ons dit vandag kan lees en ons verhouding met u kan groei en ontwikkel en u beter leer ken. En Here, ons weet dat daar het oor baie eeue in die Christen geloof verkeerde invloede ingekom. En baie daarvan, Here, is deur goed bedoelde Christen gelowiges, opregte kinders van u aangeneem, en hulle het hulle geloof so goed as wat hulle kan uitgeleef daardeur. En dankie dat u nie met 'n sweepstok staan wanneer u oordeel nie, maar dat u met liefde en genade en regverdigheid oordeel. En vandag, Here, is ons gekonfronteer met die waarhede uit u woord uit. Vir baie van ons dalk ou nuus, dinge wat ons al lankal weet en gehoor het. Vir baie dalk, vir sommige dalk iets nuuts. Dalk iets wat hulle nog leer, dalk iets wat nog in mense se lewens moet posvat. Ons almal het u genade eweveel nodig, Here. Help ons asseblief om net getrou te bly aan u en aan u woord. Beskerm ons asseblief en bring ons môre aand weer veilig hier by mekaar. In Jesus se naam. Amen.